Goeiedag julle. Ek vertrou dit gaan goed met almal van julle. Ek is nog steeds vandag op 'n baie ernstige noot, op 'n missie om mense bewus te maak van die eindtyd, van Jesus se koms wat bitter naby is. En my hart raak benoud as soos ek agterkom hoe daar nog mense is wat roekeloos is, wat speel met God se genadetyd. Hierdie is genadetyd, dit is ons laaste oomblikke om reg te maak. Wat ek vir julle vandag wil sê is eintlik, het ek eintlik ver te min tyd om die erns daarvan oor te bring. Die Gees lê dit so swaar op my hart dat ek bedroef word as ek daaraan dink, as ek dit sien, as ek hierdie ervaring kry. Maar ek wil begin om vir julle 'n voorbeeld te noem van almal wat nou al die Bybel gelees het en die verhaal ken van die Heer wat sy 10 diensknegte gelos het en vir hulle elkeen 10 pond gegee het. Nee? Hy het vir die een 10 gegee, vir die ander een 5 en vir die ander een 1 pond en hy het op reis gegaan. En toe hy terugkom, toe het hy by hulle rekenskap geëis oor wat het hulle met sy geld gemaak. En die een het die ponde mee gaan woeker en hy 20 gemaak. Die ander een wat 5 gehad het 10 gemaak. Die een wat 1 gehad het niks daarmee gedoen nie. Dis 'n voorstelling van wat Jesus ons oorsien vandag, waar ons vandag is. Hy het vir ons die talente gegee, die vermoëns, die seëninge, die salwinge om mee te woeker daarmee, om vir hom wins te maak. En hy het op reis gegaan. Jesus is nie meer hier nie. Hy is hemel toe om vir ons te gaan plek berei. Maar hy het gesê, ek kom terug. Hy kom terug en hy gaan kom rekenskap by ons vra oor wat het ons met daardie pond gedoen, daai ponde wat hy aan ons toevertrou het. En dan sê hy baie duidelik daar wanneer hy weer kom om ons te kom haal en ons gaan saam met hom in die hemel woon vir altyd. Dan gaan hy by ons vra, wat 'n dividend kry hy uit dit wat hy vir ons gegee het? En dit gaan op 'n altaar geplaas word en daarvolgens gaan ons beloning kry. Hy sê baie duidelik hierso net gaan daar by hom uitkom in Openbaring. In Openbaring sê hy vir ons so goed, waar is dit nou? Maar hy sê in 'n geval, kyk, ek kom terug en my beloning is met my. Hy kom terug om sy kerk te kom haal, sy bruid. Dit is wat hy ons noem, want ons is vir hom so belangrik. Dit is juis vir ons hoekom hy gesterf het, omdat hy ons saam met hom in die hemel wil hê, né? Dit is wat Jesus sy hoofdoel was van die kruisiging. Maar die erns van hierdie ding is, hy gee vir ons tekens van die tyd wanneer hy weer gaan terugkom, want niemand weet dit nie. Baie mense het al voorspellings gewaag, maar nog nie een van hulle het eers amper naby waar gekom nie. Want niemand weet nie. Wanneer Jesus kom, moet ons reeds gereed wees. En volgens ons werke gaan ons nie gered word nie. Maar volgens ons werke gaan ons beloning ontvang, krone, né? Soos wat ons lees in Openbaring. Dit is waar die belangrikheid het. Hy sê, werk, ons is in sy diens, werk vir hom met dit wat hy vir ons agtergelaat het, dit waarmee ons toevertrou, om vir hom te woeker, né? En ek verstaan waarop ek probeer uitkom. Of julle net nog 'n ding vertel, baie mense sê vir my, maar ek sal môre begin, of dit is soos met die dieet, ek gaan volgende jaar begin, ek gaan volgende maand begin, dit gebeur nooit. Die beste tyd om enigiets te begin is nou. Nou, onmiddellik, moet nie tyd mors nie, want daar is nie tyd om te mors. Veral as jy praat van jou liggaam, jou siel, jou ewige lewe, jou redding, dis die regte tyd om te begin, is nou. Verstaan, dis nou die tyd. As ons nou gaan kyk na, daar is op ander plekke in die Bybel waar die Here mense in diens geneem het, waar die Heer het mense in diens geneem
En hy het vir die een ou gesê, wat daar aangekom het, uit 8 uur by sy huis aangekom, of 7 uur daar rond vroegoggend. Hy het gesê, goed, gaan werk in my wingerd, jou beloning is 1 penning. Die volgende ou het gekom, en hy het hier by 9 uur gekom, en die man het vir hom gesê, ja, gaan werk in die wingerd, ek betaal jou 1 penning. Toe daar 12 uur weer iemand gekom, en hy het gesê, gaan werk in my wingerd vir 1 penning. 3 uur dieselfde, en almal het 'n penning gekry, maar almal het nie 'n volle dag gewerk nie. Maar die vergoeding het dieselfde gebly. Dit is hiermee sê Jesus vir ons, dit maak nie saak op watter tyd van jou lewe jy in sy wingerd kom werk nie. Jou beloning gaan dieselfde bly. Jou vryspraak, jou verlossing, jou redder is ten volle, die volle dagloon sal jy ontvang. Maak nie saak op watter stadium se ouderdom jy begin om te werk nie. Of jy nou vroeër, jonger begin, of middeljare, of ouer mens, jou beloning gaan dieselfde bly. Ek wil julle 'n verhaal vertel van, ek het 'n swaar gehad, wat nou nie meer by ons is nie. En hy het in die oggend opgestaan en het werk toe gegaan. Baie getroue werker. Hy het gaan werk, en hy het in 'n stoel gesit in die kantoor. En hy het gesterf in die stoel. Hy het uit die stoel uitgegly, en op die grond gaan lê, en hy was oorlede, hy was dood. Sy lewe het gestop. Hy het opgehou asemhaal nog voordat hy op die grond was. Watter stadium was hy in sy dag? Hy was ouer as ek, maar op watter stadium was hy met sy werk in die wingerd besig? Maar dit maak nie saak nie, want sy beloning sal dieselfde bly. Sy penning sal hy reeds kry. My punt is, hy het in die oggend opgestaan, hy het reggemaak, hy het werk toe gegaan, hy het vir sy vrou gesê totsiens, en hy het nie besef, hy gaan daai aand nie in sy eie bed weer slaap nie. Hy gaan sy vrou nie weer sien nie, want sy tyd het opgehou in daardie selfde dag. Hy moes reeds reg gewees het om daardie dag deur te gaan en daardie oorgang te kan beleef, om daai adresverandering te kan eis op vir homself, né? So dit is nie te sê dat jy dit môre gaan doen of oormôre of dit is so 'n ernstige saak hierdie. Ek wens ek kan vir julle my hart laat voel wat Jesus vir my laat voel oor die eindtyd wat so ontsettend naby is. Daar is nie tyd vir uitstel nie. Daar is amper nie tyd vir beplan nie. Die beplanning wat jy wil doen om jou lewe te red is nou, onmiddellik nou moet jy daai besluit neem. Ek draai nou my rug op die wêreld. Ek volg Jesus. Niks gaan my beïnvloed nie, want ek wil die redding hê, ek wil in die goue strate gaan loop, ek wil my koning ontmoet. Afgesien daarvan, ek wil nie in die helse vuur gaan beland, waar ek verbrand word en smarte ly nie. Nee, dit is die laaste wat jy wil doen. Het jy nie genoeg smarte op die aarde nie? Waarom sal jy jou lewe leef om nog erger te gaan ervaar wanneer jy in die oordeel kom? Ons wil dit mis. Ons wil nie daar wees nie. Maak hy besluit nou vandag, wanneer jy ophou om na my gesig te kyk, wanneer hierdie video stop, gaan staan op jou knieë, gaan sonder jou af, gaan soek God, gaan soek Jesus, soek sy redding, soek sy vryspraak, sodat ons die opgewondenheid en die heerlikheid van sy almag kan ervaar, wanneer hy ons kom haal. Hou op, waarvoor sal jy jouself so martel en jouself in so 'n verknorsing dompel? Is die aarde nie vir jou rof genoeg nie? Het jy nie genoeg lyding terwyl jy op die aarde is nie? Waarom wil jy in die helse vuur gaan beland vir ewig en altyd? As jy God se vryspraak kan ervaar nou, maak daai besluit. Berei jouself voor vir die heerlik wat voor lê, dit wat Jesus vir ons bied. Amen.